Nou ja, baie welkom en dankie dat u ingeskakel het vanoggend om saam te luister. Hierdie is nou wel 'n aanlyn diens, maar ek weet en ek vertrou dat die woord ook 'n diepe inslag sal hê ook in u hart vanoggend. Nou kom ons bid net 'n woord saam. Vader, baie dankie dat ons na u woord kan luister. En Here, baie dankie vir die voorreg om dit te kan doen in ons eie taal. Vader, baie dankie dat ons die tegnologie kan gebruik om u woord te kan uitsaai en reg oor die wêreld kan versprei sodat elkeen kan hoor. Dit bly 'n absolute voorreg. Seën ook ons tyd saam en maak ons harte oop vir u woord. Amen. Ek gaan nou vir ons 'n gedeelte lees uit die woord van die Here in Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 6. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied: word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan dus losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou ja, geliefdes, as jy nou let op vers 15 en vers 16, dan gaan dit alles oor om as kind van God met absolute wysheid te leef in hierdie tyd. En wysheid om die tyd uit te koop, die tyd waarin ons leef en die tyd wat jy gegee is in jou eie lewe. Nou ja, ek dink baie van ons en die meeste van ons was al almal iewerste by 'n begrafplaas gewees, by 'n begrafnis en nou ja, soos wat jy nou sal verbyry by elke graf, dan sal jy sien daar is 'n begintyd, 'n begindatum en natuurlik ook 'n einddatum. En tussen daai twee jaartalle is daar 'n streepie. En dit is jou lewe. En dit is die tyd wat aan ons gegee word. En die woord van die Here sê dat ons elke geleentheid moet aangryp. Vers 16 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. En dit is om in alle wysheid te lewe. Om elke geleentheid aan te gryp. Om noukeurig in wysheid te wandel in hierdie wêreld. En die konteks is so belangrik, want die konteks skets vir ons dat ons lewe te midde boosheid. Ons lewe te midde 'n donkerheid. En ons is kinders van die lig. En daarom dat Paulus in hierdie gedeelte die kinders van God in Efese gemeente aanmoedig om waardig te wandel in hulle roeping. Om dit waardig te ag, om dit te ag, hoog te ag eintlik. In Efesiërs 4 vers 1 tot 16. En dan ook natuurlik om anders te wandel as wat die ongeredde wêreld leef. Ons is anders.
Ons weet dit want Christus Jesus leef in ons. Ons weet dit want die Gees van God leef in ons. Ons is anders. Ons is vernuwe deur die Gees van God. En ons moet ook in liefde wandel. Volgens Efesiërs 4 vers 25 tot 5 vers 2. In liefde, nie net teenoor mekaar nie, maar ja, ook teenoor die wêreld, teenoor my buurman, my buurvrou, om in liefde te wandel. En natuurlik uit die aard van die saak onder mekaar. In die eerste deel van hoofstuk 5 dring hy daarop aan dat hulle moet wandel in die lig as kinders van die lig, omdat God lig is en hy is in ons. En daarom dat ons moet mooi dink as kinders van God hoe ons lewe in hierdie wêreld, sodat ek die rede kan wees dat ook hulle wat na my kyk aangemoedig word om die Here te soek. Paulus rig daarom 'n oproep om in wysheid te wandel teenoor die dwaasheid van 'n heidense wêreld. Wysheid is nie net bloot 'n intellektuele prestasie nie, maar 'n ingesteldheid waarin 'n mens daarop uit is om net te doen wat God behaag. En daarom dat ons ook hier vind dat hy sê, ons moet nie onverstandig wees nie, maar ons moet verstaan wat is die wil van God. Wat wil God hê moet ons doen? Hoe wil God hê moet ons lewe? En hy is baie uitdruklik daaroor dat hy sê, moenie dronk word van die drank nie, moenie dronk word van die wyn nie, moenie jou te buite gaan aan die drank nie. Daarin is losbandigheid. En ons sien dit en ons beleef dit. Maar hy sê, word met die Gees vervul. En dit is die wil van God, is dat ons as kinders van God, met die Gees van God vervul sal word, sodat ons deur die Gees sal wandel. En dan sal ons effektiewelik, as kinders van God, as kinders van die lig, leef. Dit is wysheid, dis ware wysheid. Jy sien, dan Spreuke vind ons die beginsel van wysheid. En die beginsel van wysheid is om die Here te ken, om die Here te vrees. En dit ook te midde van 'n donker wêreld. Ons moet elke beskikbare geleentheid aangryp om God se wil te doen. Nou ja, dis wonderlik die tipe woorde wat Paulus hier gebruik, en dan kom jy agter, hy mik daar na die markplein om daai intense aktiwiteit te beskryf, waartoe hy elkeen van hulle en ook ons aanmoedig. Nou ja, ek dink baie van u sal nou weet, ons is nou net daardeur hierdie jaar met Black Friday, en elke jaar is daar Black Friday, en kyk, daar's dinge wat mense opgewonde maak, maar niks so opgewonde wanneer iemand 'n pamfletjie in die hand kry van 'n Black Friday winskoopie nie. Baie mense, hulle kan nie wag vir daai katalogus, om net daai katalogus in die hande te kry, of aanlyn te kyk, jong, wat is die nuutste winskoop, en om dit uit te sniffel nie. Dit maak hulle opgewonde. Net so is daar ook mense wat op die aandelemark, met baie groot belangstelling, koop en verkoop. Dit maak hulle opgewonde, om daarna te kyk, om op die regte tyd te verkoop en op die regte tyd te koop, en hulle is opgewonde daarmee, en daar's 'n opgewondenheid in hulle, daar's belangstelling, daar's energie, daar is 'n vindingrykheid hier aangekoppel. En as ons dink aan dieselfde energie, dis wat Paulus hiervan praat, om elke geleentheid te gebruik, presies met daai selfde energie en moeite wat ons insit, as dit kom by die materiële dinge. Nou ons weet ook tyd is kosbaar. Ons weet dat as jy geld verloor, kan jy altyd weer geld maak. Jy kan weer geld kry, maar wanneer tyd verby is, dan is tyd verby. As die uurglas uitgeloop het en daai sand deurgeval het, het hy deurgeval. Ons kan nie tyd terugkoop nie, en daarom dat dit so belangrik is dat elke geleentheid, die tyd met absolute wysheid uitgekoop word in hierdie wêreld om te kan leef as kinders van die lig. Ons moet die geleentheid aangryp om op te tree tot diens vir die koning. Om soos ons weet, om die evangelie te verkondig, om die Here Jesus se naam groot te maak,
om elke geleentheid uit te koop, om onsself te voed met die woord in hierdie wêreld. Dit is 'n oproep tot 'n eerlike aanvaarding van ons rentmeesterskap van die tyd wat God vir ons gegee het. Ons weet daar's 24 uur in 'n dag en ons weet daar's 7 dae in 'n week en ons weet daar's 52 weke in 'n jaar en hierdie jaar is byna verby. En daarom wil ek u aanmoedig dat daar in jou hart net 'n gedagte sal geplant word dat ek elke minuut, elke sekond wat ek kan, sal aangryp en die beste sal maak van my tyd om so te lewe tot eer van God. Ons geleenthede glip dikwels baie vinnig deur ons vingers. En ons weet ook hoe voel dit wanneer jy daai groot winskoopie wat jy wou gehad het, mis. Soms met 'n dag, soms met 2. En jy's teleurgesteld. En ek dink daar moet dieselfde teleurgesteldheid wees, dieselfde emosie wanneer ons dink aan daar is geleenthede wat ons kon benut het om te lewe tot eer van God, om die evangelie te kon uitdra en ons het dit dalk nie gedoen nie. Tyd is kosbaar. 'n Persoon, Orville Kelly, is 'n stigter van 'n organisasie met die naam van Make the Day Count. En hierdie organisasie is gestig om te help met vir mense aan te bied wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, mense wat terminaal siek is aan kanker, en hy was self ook daar in daardie situasie gewees. Maar om sulke mense te help en by te staan en te help om die beste te maak van die tyd wat hulle oor het op aarde. En so behoort ons ook te wees, om make the day count, elke oomblik, elke minuut wat jy kan. Want sien, tyd word net aan ons geleen. Tyd is kosbaar. Tyd gaan vinnig verby. Jy kan enige pensionaris vra as jy wil. As jy kom by die ouderdom van 70, 75, 80, dan sal elke persoon vir jou sê, dit het vinnig gegaan. Die Bybel sê dit, hy sê, jy weet ons tye op aarde is 70 en as jy sterk is 80. En ons vlieg daarheen, ons skiet daarheen. Dit gaan vinnig verby. Tyd is onseker. Ons weet nie wat gebeur môre nie. Ons weet nie hoe lyk die toekoms nie. Ons weet nie hoe lyk ons lewe oor 'n uur of oor 2 of oor 3 nie. Tyd wat verby is, ons kan dit nie terugroep nie. Baie van ons lewe in spyt, omdat ons sekere dinge net nie kon doen nie, sekere dinge vir ons kinders net nie kon leer nie, dalk nie gewysheid nie. Tyd is iets waarvoor ons rekenskap moet gee. Ons gaan rekenskap gee van elke minuut en elke sekond van elke dag. God gaan rekenskap eis. Elke oomblik soos dit verbygaan, is die ontmoetingsplek van 2 ewighede. Geliefdes, die tyd gaan so vinnig verby. Somtyds, as jy net stil raak, dan kan jy self nie dink, wat het ek 3 of 4 weke gelede gedoen nie. Jy kan dit nie oproep nie, want die tyd gaan so vinnig verby. Daarom dat die oproep, gebruik die tyd goed. Gister kan nie teruggekry word nie. Môre is nie verseker nie. Net vandag behoort aan ons, wanneer ons eerste asemteug vat elke oggend, en dis 'n vars, nuwe oggend. Dank die Here vir nog 'n dag, vir nog tyd wat aan jou geleen is, nog 'n dag om 'n verskil te maak, nog 'n dag om te leef vir sy naam. Die hartseer is, as ons uitstel, verloor ons die hede. Die Here sê ons moet vandag ons dag bepaal. Dag tot dag dien ons hom. Ons weet ook op God se horlosie is dit ook laat. Die tyd loop vinnig uit, en as jy nog nie jou hart oopgemaak het vir God nie, dan moedig ek jou aan, doen dit. Moenie dat die tyd uitloop sonder dat jy dit gedoen het nie.
Maak jou hart oop vir die goeie nuus van die evangelie. Maak jou hart, vind God, dien hom, wees lief vir hom. Dit is tyd om geloof en vertroue in hom te plaas. Moet hom nie uit die oog verloor nie. Dit is tyd om die goeie te doen. Tyd om die slegte te los, om God te dien uit die dieptes van jou hart, met al jou krag en jou moeite en verstand. Dit is tyd om met 'n ander tipe woordeskat te praat. Dit is tyd om 'n gewer te word. Dit is tyd om die te vergewe wat jou kwaad aangedoen het. Dit is tyd. Daarom dat die woord ons aanmoedig. Weet, baie mense lewe onverskillig met tyd. Tyd is aan ons geleen en ons moet met absolute wysheid leef. Met die tyd wat ons gegee is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Want ons lewe in 'n goddelose tyd. Ons lewe midde onreg. Gebruik elke geleentheid om te lewe tot eer van God. Mag die Here hierdie gedagtes in u hart seën en mag dit jou deurneem en maak gebruik van elke geleentheid. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u vir ons tyd gee. Genade tyd. En Here, ons vra dat u vir ons sal help om in wysheid die tyd te gebruik, omdat ons sien en beleef dat die tyd waarin ons leef boos is. Geef vir ons die vermoëns, help vir ons om as geesvervulde kinders van God in die lig te wandel, in God se lig te wandel, om 'n ligstraal te wees midde 'n donker tyd. Dat wanneer ander na ons kyk, dan sien hulle lig. Maar dis nie my lig nie. Dis God se lig wat deur my skyn na 'n verlore wêreld. 'n Wêreld wie honger en dors na ware geregtigheid, wat soekend is. Sonder hoop en sonder God. En die kind van God is die hoop wat hulle nodig het. Want die lig in ons bied hulle die ewige lewe. En dit gee vir hulle die hoop. Vader, help vir ons om die lig te wees wat u wil hê ons moet wees. Help ons om in rekenskap en rekenmeesterskap hierdie lig te lewe tot eer van u naam. Amen.